IFSA, Prosperity in Progress. Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Frikkie van Loggenberg van IFSA. Ons praat bietjie oor 'n klomp interessante dinge wat die markte beïnvloed hierdie week. Hoofsaaklik dink ek maar die Amerikaanse kwessie. Goeiemôre Frikkie. Môre Pierre, môre Jane. Dis lekker om hier te hê. Ag, heerlik. Lekker om jou insigte bietjie te tap. Kom ons praat net maar oor die president wat op pad is Amerika toe. Stap hy in 'n leeuhok in, 'n mens weet nie. Maar as 'n mens, wat is die markte se verwagting hiervan? Want op die einde wat Trump sê, affekteer markte die heeltyd. 100%. As jy gaan kyk nou, waar staan ons rand? Ons rand het lekker versterk die laaste tyd. Ons beurs is weer amper op die hoogste wat hy nog altyd was. So daar's 'n positiewe sentiment, maar daar's baie onsekerheid van wat nou gaan gebeur. Ek meen dit het nou nie so goed uitgedraai vir ons vriend meneer Zelensky toe hy in dieselfde posisie was nie. So ons weet nie wat die reaksie gaan wees nie. Hooplik is daar positief. Wat ek regtig hoop is dat die Suid-Afrikaanse en die VSA se verhouding bietjie aangewerk word, want spesifiek uit 'n handelsoogpunt uit is dit waar ons die meeste sentiment gedrewe reaksie gaan sien, is spesifiek daar. Uit 'n politieke oogpunt uit met die mense wat nou uit die land uit is ensovoorts, en van daai negatiewe sentiment hopelik kom ons tot by 'n spesifieke punt. Jy noem nou hierdie onsekerheid. Watter impak het die onsekerheid op die markte? Jane, as ons nou gaan kyk, die onsekerheid spesifiek wat ek dink wat ons na kan kyk is, gaan sien die laaste sê 4 weke, wat het uit 'n plaaslike politieke omgewing gebeur met al hierdie uitsprake, en ons is groot beweging daar, maar daar was nie reaksie gewees nie. So dis half asof ons uit 'n plaaslike politieke omgewing so half bietjie immuun dat daar nie verskriklike markreaksie was nie. Maar teenstrydig, laas maand toe daar gepraat word van tariewe en iets wat ons handel werklik die besigheid betref, daar ewe skielik toe is daar 'n verskriklike sterk beweging. So ons moet mooi gaan kyk en sien wat daai aksies of reaksies gaan wees uit daai punt uit. Daai reaksies, daai wisselinge, dis die laaste ding wat 'n mens wil hê as jy jou spaargeld, swaar verdiende spaargeld belê, veral in markte wat geaffekteer word deur die VSA se ekonomie. Hoe skakel 'n mens in jou beleggingsportefeulje daai onsekerheid uit? Pierre, wat ons doen, daar's so 'n paar punte wat ons regtig nou al gesien het wat werk. En een van die dinge is, jy moenie opgevang word in die geraas en die sentiment wat hier buite in die mark aangaan nie, want dit gaan jou regtig mal maak en dit moet nie deel uitmaak van jou beleggingsbeplanning nie. So ons het nou al gesien krisisse wat nou al gebeur vir die afgelope 20 jaar. Die mark het reaksie baie sterker as wat die reaksie is wat ons in die afgelope maand gehad het, en dis weer positief daardeur. So ons gebruik daai tydhorison om daai stabiliteit uiteen te sit, en het ons 'n hoeksteen benadering wat ons alternatiewe bateklas wat anders reageer as die mark, om daai eerste stukkie neer te sit en daarby uit te kom. So ons probeer om die sentiment en die verwagting by 'n kliënt basies te bestuur, en ons mik nie daarvoor om die ligte uit te skiet elke keer nie. Ons wil 'n konstante, konsekwente groei uitkry, en ons wil die kliënte by hulle beleggingsdoelwitte uitkry. Geef ons 'n randsent voorbeeld van hierdie hoeksteenbeplanning. So, wat ons nou gaan, mense het lekker statistieke en jy het lekker data, wat jy nou die afgelope 7 jaar en 10 jaar kan nou gaan kyk. Nou, glo dit of nie, die afgelope 10 jaar het die beurs maar totaal van 7,5% gegroei, of jaar op jaar as mense nou gaan kyk, wat baie min is. Oor 7 jaar is dit bietjie, of laat ek so sê, oor 10 jaar is dit amper 8%, oor 7 jaar is dit hierso by 'n 7,5% gemiddelde groei. En as jy nou die alternatiewe daarby gaan sit, volgens jou risikoprofiele, kan jy tot en met amper 2% of 20% beter groei gekry het oor daai spesifieke tyd. So, ons het 'n toets gedoen laas week, het ons 'n belegger wat R2 miljoen belê het oor daai spesifieke tydperk, en baie goed gedoen, mark uitpresteer het. So 16.500 op die 2 miljoen per maand gekry. Maar as ons nou gaan backtest, soos die Engelsman sê, en ons alternatiewe daarby sit, kon hulle amper R20,000 per maand gekry het oor dieselfde termyn. Nou dit klink min, maar vat dit oor 5 jaar of oor 10 jaar, dit maak 'n astronomiese verskil. Frikkie, baie dankie vir jou insig vanmôre. Dis lekker om te weet daar is 'n hoeksteen alternatief wat 'n mens kan belees en dan die onsekerheid kan uitskakel. As jy enigsins wil kontak maak met enige iemand by IFSA, met 'n netwerk van geakkrediteerde finansiële adviseurs, stuur gerus 'n SMS die woord kontak na 48422. Kontak na 48422. Dankie Frikkie vir jou tyd en moeite. Dankie vir julle. Nou ja.